Goeiemôre, ons staan weer op die vooraand van Halloween en elke jaar is daar mense wat vir my vra om meer duidelikheid te gee oor hierdie fees wat wêreldwyd gevier word. Dis baie interessant as ek kyk na die statistieke wat hulle gee oor Halloween en Amerika is altyd vir ons 'n baie goeie venster. Op hierdie stadium word daar 13 biljoen rand spandeer rondom Halloween vierings elke jaar in Amerika. Nou ek wil nie ingaan op al die okkultiese wortels en die detail en al die rituele wat gedoen word nie. Daar's twee baie goeie video's op YouTube, een van Jonathan Cahn en een van Jim Staley wat vir julle al die detail gee van waar dit vandaan kom, wat hulle wortels is en hierdie keltiese fees, hoekom dit so belangrik vir mense geword het. Ek wil sommer net kom en ek wil 'n paar goed vir ons uitlig wat Halloween betref, want ons kinders word by skole daarmee gebombardeer. Daar is meeste van die groot supermarkte wat fokus op Halloween artikels wat verkoop word en pampoene en al die goed waarmee dit gevier word. Ek wil net hê ons moet kyk na 'n paar van die feite vir ons as kinders van die Here. In die eerste plek, wanneer 'n mens kyk na Kersfees en al die gesprekke rondom Kersfees, dan weet ons daar is 'n groep Christene wat Kersfees wel vier en sê, maar hulle fokus op Jesus se geboorte en nie op die okkultiese goed nie. En dan kan 'n mens kom en sê, goed, hulle fokus op Jesus, daar is iets van die Here in die wortels van hierdie okkultiese fees. En daarom is dit moeilik vir party mense om die waarheid te sien en los te kom. Maar as ons kyk na Halloween, dan besef ons hierdie dag het geen wortels wat enigsins na die Here toe wys nie. Kom ons kyk na die feite van Halloween. Halloween is 'n viering van die dood. En daarom is die fokus op monsters, op hekse, op geraamtes, op grafte en op geeste. Dit is waarop die fokus van hierdie dag is. En dan word die kinders aangetrek volgens die geeste en die demone. So hulle word aangetrek om geeste en demoniese magte en donkerheid, wickedness, te verteenwoordig. En dan word hulle gestuur van deur na deur, en veral in ons tyd is hierdie nogal baie sleg, as jy dink jy stuur jou kinders sonder enige toesig om te klop aan deure van vreemde mense. Nou kom ons kyk wat hulle doen. Hulle is nou aangetrek, en dan noem hulle hierdie trick or treat. As hulle dan nie lekkers ontvang nie, hierdie lekkers en hierdie lekker eetgoed en drinkgoed is letterlik eintlik dan die offers wat vir hierdie gode en magte gebring word. Dan sê hulle, as jy nie vir hulle lekkers gee nie, dan triek hulle jou. Wat beteken hulle curse jou? So hierdie is voluit 'n ritueel van witchcraft, waar die kinders spelender gewys dan geleer word van kleins af, trick or treat, en dat hulle dan letterlik iemand kan curse. Dit sal nie goed met hulle gaan as hulle nie lekkers en eetgoed kry nie. Wat 'n ritueel is dit, wat die kinders in opgelei word. En dan is daar ook 'n plek, op 'n tydplekke waar hulle dan letterlik karre met eiers gooi, toiletpapier om die bome draai, en daai tipe van rituele doen wat vandalisme is. So die kinders word geleer, daar is 'n dag in die jaar wat hulle hierdie goeders kan doen. En as ons kyk na Deuteronomium 6 vers 4 tot 9, wat die Shema van Israel is 'n gedeelte daarvan. The words which I am commanding you this day shall be first in your own minds and hearts. Then you shall whet and sharpen them,
as to make them penetrate and teach and impress them diligently upon the minds and the hearts of your children, and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way. Hierdie is die Shema wat die Here vir die Israeliete gesê het om daagliks te verklaar oor hulle. Wat gebeur met trick and treat is presies die teenoorgestelde van om die kinders op te lei in die vrees van die Here en in die woord van die Here. Nou as ons kyk na Hallow, wat heilig beteken, en Een, wat evening beteken, dan het hulle het gebring in All Saints Day, om al die dooie heiliges te celebrate. Nou dit kom letterlik van 'n dag in die jaar, waar die Rooms-Katholieke dan 'n dag het wat hulle bid vir hulle dooi is. Ons weet dis absoluut teen die woord van die Here, want die Here sê ons lewe en een keer en ons gaan dood en daarna kom die oordeel. Nou hulle glo dan ook dat hierdie is die dag in 'n jaar wat die sluier tussen die geesdimensie en die fisiese dimensie oopgeskuif word, en dat die dooies dan ook selfs hulle geliefdes op aarde kan kom besoek. En ons weet hierdie is glad nie die dooies nie, hierdie is demoniese magte wat dan aanbid word. En ons moet weet dat hierdie hele plek waar die gees van die dood aanbid word, maar waar kinders dan geleer word ook om met hierdie geeste aan te gaan. Ons moet besef, agter elke een van hierdie afgode is daar demoniese magte. En ons moet besef, as ons kyk na Halloween, dat hierdie is nie net 'n okkultiese worship nie, maar hierdie is satanisme, want die hekse en die sataniste vier dit ook. En interessant, Halloween is vir die sataniste een van 4 groot sabbate wat hulle vier. So dis 'n baie belangrike dag. Volgens Anton LaVey, die skrywer van die satanistiese Bybel, is dit die tweede belangrikste dag van Satan op die kalender, die aardse kalender. En op hierdie dag word daar rituele van bloed en veral seks gedoen, want alles gaan oor bloed en oor seks wat DNA is. Nou ons moet besef dat die Here sê vir ons dat ons moet niks te doen hê met duisternis nie. En hierdie is absolute celebration en 'n fokus op alle duisternis. Nou ons as kinders van die Here moet besef dat daar is geen dag wat boos is nie. God hou tyd in sy hande, maar die vyand kom en eis hierdie dag op. Nou ons weet dat ons het niks te doen met hierdie duisternis nie, maar wat doen ons as kinders van die Here? Een van die goed wat ons moet versigtig wees, is om nie op 'n plek van die fariseërs te staan en mense te judge nie. Dis nie ons plek om mense te judge vir dit wat hulle verkeerd hier doen nie. Ons moet op 'n plek kom waar ons so hartseer is, dat mense die duiwel aanbid, dat dit ons dring om te bid en vir die Here te sê, Here, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis wat Jesus op die kruis gedoen het. En om regtig waar te bid dat die Here die demoniese sluiers van die mense se oë sal afhaal en dat die waarheid sal terugkom, veral in die kerk van Jesus Christus. Want dit is ontstellend om te sien hoeveel kerke het hierdie rituele en hierdie feesvieringe aangeneem en doen sogenaamde celebrations vir hulle kinders daar, wat hulle dan, soos die Engelse sê, Christianize. Ons kan nie goed van die okkulte en van die vyand kom heilig maak en laat inpas in ons lewe as kinders van die Here nie. Die Here sê vir ons, ons mag niks te doen hê met die werke van duisternis nie. En hierdie is een van die dae wat ons moet besef, ons moet niks te doen hê nie. Daar is geen wortel van enige iets heilig in hierdie dag nie. Hierdie dag is uit en uit daar gestel om duisternis en om die duiwel te aanbid. So ons moet ons kinders ook leer dat Psalm 24 sê, die aarde en die volheid daarvan behoort aan God.
Ons as kinders van die Here, as ons kyk na Paulus en die voorbeeld van Paulus het gekom en hy het gestap in hierdie stad en hy het gekyk en gesien daar is 'n altaar vir 'n onbekende God en hy het dadelik dit gevat as 'n deur en 'n opening om God te aanbid. Daar is plekke wat die Here vir ons gee om 'n aanknopingspunt te hê, sodat ons letterlik God kan inbring, die waarheid kan inbring, om elke leuen te kanselleer en om mense te gewilliglik en met vreugde oor te bring na die glorie van ons God toe. Nou, daar is 'n gebruik wat deesdae al hoe meer en meer gebeur reg oor die wêreld, wat ek regtig baie van hou, en dit is dat mense hierdie dag gebruik as 'n tyd om die Here te aanbid. Nou, ons self het in Pires Vrydag aand, 6uur, 'n worship diens, waar ons die Heilige Gees van God, die enigste ware, lewende, Heilige Gees aanbid, en waar ons die Here vertrou dat ons 'n aanbiddingstyd in gees en in waarheid sal hê, en dat ons daar in hierdie dag die Here sal verheerlik, want ons moet besef, dit gaan nie oor 'n dag nie. As dit oor 'n dag gaan, is elke dag 'n dag van onheil, want elke dag, as ons kyk na die dae van die week wat genoem is na demoniese magte en gode en afgode, is elke dag 'n dag wat gelink is aan magte van die duisternis, maar dat ons die lig van Jesus Christus sal laat skyn, en dat ons op hierdie dag sal kom en verklaar dat elke dag wat ons God geskape het, hou hy in sy hande, en elke dag is daar vir ons om hom te aanbid in gees en in waarheid. Ek bid dat die Here ons sal help om vir al ons kinders, veral hulle wat nou nog klein is, en wat die wêreld wil intrek met hierdie viering van Halloween, dat ons die Here sal vertrou, soos ons hulle leer, dat hulle niks hiermee te doen sal hê nie. Wat 'n voorreg het ons net nie, om die woord van God te ken, en om die Gees van God te hê, om ons te help nie. Vader, dankie dat ons kan kom in hierdie tyd wat die vyand vier as Halloween, en soveel mense, ook van u kinders, as gevolg van 'n gebrek aan kennis, kom vier dit wat donker en duister is. Vader, ek wil kom en ek wil vra dat al die rituele, al die vloeke, al die incantations, al die chantings wat die sataniste reg oor die wêreld doen oor hierdie dag teen die kinders van God. Ek bid dat u elke vloek wat uitgestuur is, sal kanselleer, Vader, en dat u dit sal verander in u seën. Dankie dat alles wat hulle doen, het geen effek op ons, u kinders nie, omdat die bloed van Jesus ons toedek, en omdat ons in 'n heilige, ewige verbond met u is. Ek bid dat hierdie dag 'n dag sal wees, waarin u verheerlik sal word deur al u kinders, Here, en dat ons saam met die hele skepping, die aarde en alles daarop, u sal aanbid en sal loof en sal prys. Amen.